Goeiemôre vriende, so hier op hierdie naweek. Dit is Saterdag die 14de Maart 2026. Ek hoop julle het sommer net 'n lekker ontspanne dag vandag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om met elke dingetjie, Here, in ons lewe na U toe te kom. Here, daar is niks te klein nie, daar is niks te groot waarmee ons voor U kan kom buig en kom vra, Here God, lei ons deur U Gees nie. Wys vir ons wat is die pad, asseblief. En Here, U sal nooit sê in die woord vir ons 'n klip gee as ons 'n brood vra nie. Dis nie wie U is nie. U is nie in staat om so iets te doen nie, want U kan nie, omdat U 'n goeie God is. Here, baie dankie dat ons met elke iets na U toe kan kom en voor U kan lê. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons gaan aan hier so in 1 Timoteus 2, waar Paulus besig is met Timoteus nog steeds. Hy is besig om met hierdie ou te praat, vir wie hy baie lief is, en dan sê hy, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Nou vriende, ons kan net by hierdie gebed vanoggend stil staan. Dit is en ek dink ek wil my verstout om te sê, ek wonder hoeveel mense bid vir die regering. Ons is so kwaad vir die regering dat ek wonder of ons nie opgehou bid het vir die regering. En miskien met ons, liewe vriende, ek ken nou so 'n paar van ons regeringsry, maar miskien met ons, en dit sluit my nou self in, miskien maar hulle name kry en begin vir elkeen by die naam bid. Maar want hoor wat sê Timoteus, wat sê Paulus? Hy sê ek dring daarop aan. Ek dring daarop aan, sê hy. Hy sê hy's nie 'n versoekie net nie. Hy sê ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. Nou vriende, dit is 'n groot ding wat hy sê hier, soos ek altyd vir julle sê, 'n mens hardloop baie gemaklik reg bo oor hierdie stukkies, né? Jy hardloop, jy lees so vinnig, en dan gaan jy aan. Jy nie lekker gedink het nie. Nou ek wil hê dat julle vir Paulus se stem moet hoor vanoggend, dat hy met jou en met my praat. Dat jy nie as 'n toeskouer hierdie teks lees asof Paulus nou net met Timoteus praat nie. Maar dat God deur sy Gees en deur Paulus vanoggend met jou en met my praat en vir ons kom sê, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek mense in Sonnekus gemeente, mense wat luister na hierdie gedeelte, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, wat doen jy? Wat beteken smeking? Smeking sê, Here, groot asseblief, Here, ek vra uit my hart uit, Here, moet hoor tog asseblief my gebed, Here, moet my asseblief nie antwoord nie, antwoord, dit is smeking, né? En voorbidding beteken dat ek en jy gaan en sê, Here, ek wil vir hierdie spesifieke saak bid, ek wil vir hierdie mense bid, Here, ek wil vir hierdie regering bid, Here, ek wil hulle hier aan die kom opdra, elke persoon, hier is die name, Here, ek kom bid vir hulle, ek kom bid, Here, dat U by hulle sal wees, ek kom bid dat U vir hulle wysheid sal gee, ek kom bid dat U vir hulle insig sal gee, ek kom bid, Here, dat U vir hulle 'n morele kompas sal gee, ek kom bid dat U vir hulle eerlikheid sal gee, ek kom bid, Here, dat dit nie net sal gaan oor hulle en oor hulle eie sakke, en wat hulle vir hulle pelle en hulle vriende en hulle familie kan gee nie, Here, ek kom bid, ek doen voorbidding dat hulle asseblief, dat die mense sal kyk wat hulle voorstaan daar in die regering, dat hulle sal uitkyk vir hulle, dat hulle nie heeltyd retoriek sal gebruik om net politieke punte te kry nie, maar dat hulle regtig daar sal wees om mense te dien, om uit te kom vir mense, dis voorbidding, vriende. Dis voorbidding. En dan danksegging, om dan te sê, Here, dankie, ons het oor hierdie goed gebid, ons het dit in die Vader hande kom lê, U kom sê vir ons, werp jou bekommernis op my en ek sal sorg in 1 Petrus, U kom sê vir ons dat U sal altyd na ons luister, ons kan enige tyd na U toe kom, U kom sê vir ons dat U deur die Heilige Gees met onuitspreeklike sigtinge by die Vader vir ons intree, U kom sê dit vir ons, Here, ek kom sê dankie vir U, dankie Here dat ons hierdie goed kan bid, dankie Here dat ons hierdie goed by U kan laat, dankie Here dat ons kan weet dat U inderdaad 'n God is wat luister, nie 'n God daar ver nie, maar God by ons. Dis danksegging, né? Dis danksegging. So met smeking, met voorbidding, met danksegging, gebid word vir alle mense. En vriende, as ons oor alle mense dink, die wêreld is te mekaar, né? Dit weet ek en jy. Ek hoef dit nie vir julle te vertel nie. Die wêreld is eenvoudig te mekaar.
Kom ons bid vir alle mense, of hulle Griek, Mohammedan of wie ook al is. Kom ons bid vir hulle almal. Kom ons bid vir die wêreld, ons bid vir Indië, ons kom bid vir Rusland, ons kom bid vir Oekraïne, ons kom bid vir Israel, ons kom bid vir die Palestynë, ons kom bid vir Amerika, ons kom bid vir Europa as 'n geheel, ons kom bid vir Engeland wat besig is om ver van die Here af te beweeg al baie lank, né? Hulle maak die bewering dat Engeland is nou godsdienstig so ver agter as wat hy was voordat Wesley daai tyd 'n groot invloed uitgeoefen het op die mense in Engeland. Dit is jare terug. So ver is Engeland terug en af van goed af, né? So kom ons bid vir hulle almal en dan sê hy vir die mense wat regeer en vir almal wat gesag het, kom ons bid vir hulle, of wat ek nou net gesê het. Kom ons bid vir hulle, alles ken jy kwaad. Al sê ons Here, hierdie ou vang net strooi aan. Hy is eenvoudig onbekwaam, Here, en ek miskien nou nie allerlei byvoeglike naamwoorde daar sit wat ek en jy nou wil sit nie, né? Maar bid met smeking, met voorbinding, met danksegging. Tree in by die Here. Vriende, dis al verskil wat ek en jy kan maak. Jy help nie van die wapen op en jy vang 'n klomp twak aan nie. Dit help nie. Die Here se tyd's ongelukkig nie jou tyd en die wiel draai stadig, maar vriende, hy draai alle kante toe. Dit is die ding, né? So hy draai stadig, maar hy draai seker. God se tyd, God se tyd, maar nie dink vir een oomblik, liewe vriende, God luister nie na ons nie. Die Bybel is vol daarvan dat hy altyd na ons luister. Daarom kom ons bid vir die mense wat regeer en wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en alle eerbaarheid. Kom ons bid ook vir die Islam geloof, vriende. Kom ons vra dat die Here ook dit sal uitsorteer, want die Islam geloof is een van die grootste bedreigings, dink ek, vir wêreldvrede. Nie net vir plaaslike vrede nie, vir wêreldvrede. As jy gaan kyk, die halal teken wat op alles is. Hoekom is dit op alles? Ons is mos nie in 'n teokrasie nie, ons is mos in 'n demokrasie. So ons moet mos nou nie die hele tyd al die tekens hê sodat daai van hy dit werk nie so nie. Ek nou min te veel daarop uitlaat. Dit werk mos nie so nie. Ons gee mos nou nie om dat elke ou sy plekkie het daarso in die son en in Pick n Pay en in Woolworths en waar is die plekke ook al met as hulle nou vleis wil hê met hulle halal teken op dat hulle dit gebruik. Maar jy kan mos nie dit oral hê nie. Ons is moet nê. So as ons nie begin dit ook gaan aanspreek nie, liewe vriende, gaan ek en jy nie. Julle moet mooi hoor. Gaan ons nie 'n stil en rustige lewe hê nie. Ons gaan nie 'n stil en rustige lewe hê in volle toewyding aan God en alle eerbaarheid nie. Ons gaan dit nie hê nie. En daarom, ons moet oorlog maak, maar ons moet begin strepe trek, ons begin sê, dis nonsens, ons wil nie dit hê nie. Ek en jy is kinders van die Here, ons wil nie tekens op nie. Nou vriende, ons kan nou hoe mooi daar, en ons sê gewoonlik, ja, maar dit maak niks aan ons nie, en so aan. Dis nie die punt nie, vriende. As ek en jy die streep trek, jy gaan daar die streep op die ou einde oor 'n paar jaar, vir ons kinders en kleinkinders in hierdie land van ons, getrek word deur Islam. Dan gaan daar niks sprake wees van 'n rustige en 'n stil lewe wat kan lei tot volle toewyding aan God. Nee vriende, dan gaan dit lei tot moord en doodslag in hierdie land. En ek is nie 'n doemprofeet nie, gelukkig ken julle my al baie jare. Maar dit is 'n absolute threat, vriende. Dit is 'n absolute bedreiging. Dit is die Islam geloof is absoluut anti-Christus. Daar's nie eens twee dinge daarmee. Hulle is anti-Christus, vriende. Uitgesproke anti-Christus. En ons moet maar die goedjies ook in die ding en as hulle in beheer kom en in 'n regering kom, dan lyk dit soos in Iran op hierdie stadium. Op baie ander plekke wat ons al kan sien. Mense word onderdruk. Daar's geen vryheid van spraak nie. Daar's geen vryheid van godsdienst nie. Daar's niks. Dan gaan alles, liewe vriende, die rustige en stil lewe en volle toewyding aan God. Dis alles by die Here uit, né? So ek en jy moet wakker skrik, vriende, ook in hierdie land en begin om strepe te trek. Nie lelike strepe nie, maar om te sê, hoor hierso, gee nie om nie, doen jou ding, maar ons gaan nie almal met halal en al die tipe verkeer daarvan. Dit gaan nie so werk. Dis maar wat ek dink, vriende. My vyf sien volgende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.